Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, Ankou, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Wie het nie geswymel toe Brad Pitt die rol van die dood in Meet Joe Black vertolk het nie? Goed, miskien was dit net ek. Die verpersoonliking van die dood is al millennia aan die gang. Die antieke Grieke het selfs 'n god gehad, Thanatos, as die dood verpersoonlik. En dit is algemene volkskunde, selfs in Aesopus se fabels. Die gewilde uitbeelding van die dood is as 'n skeletfiguur met 'n groot sens, wat 'n swart mantel met 'n kappie dra. Dit kom uit die 15de eeu se Engeland en het eeue lank geduur. Om hierdie verpersoonliking van die dood die Grim Reaper te noem, het glo in die middel van die 18de eeu begin. Die Grim Reaper word wyd gebruik om dood en vrees vir die onbekende te simboliseer. In die meeste mitologieë, om dood om mense te versamel wat hy of sy vir die dood gemerk het, en hierdie mense probeer om die dood om te koop of te mislei. Soms is die dood egter net daar, om die sterwendes na die volgende wêreld te begelei. Die dood oordeel nooit dooies nie, begelei hulle net waarheen hulle moet gaan. Daar is baie doodsvoortekens in kulture reg oor die wêreld. Prente wat van die muur afval, die gehuil van die banshee, 'n swart kat wat om middernag miauw, bye wat 'n huis swerm, voëls wat by die huis invlieg, vleermuise wat die huis binnekom en dan ontsnap, 'n hond wat op die vloer krap, 'n muis wat oor jou voet hardloop, en selfs om van 'n wit perd te droom, voorspel alles ongeluk en dood. Dit beteken ek neem hierdie episode op van die ander kant van die sluier, want al die bogenoemde het die afgelope dekade met my gebeur. Die banshee was dalk ek, toe Callum amper my vinger afgebyt het toe hy 8 weke oud was. Dit alles lei ons na Ankou. Daar word gesê dat hy 'n spektrale figuur in Bretonse volkskunde is, die eweknie van die Griekse Thanatos. Soms is hy die gees van die laaste persoon wat in die gemeenskap gesterf het. Gewoonlik word Ankou beskryf as lank met wit hare, met 'n wye hoed en 'n lang donker mantel en 'n geraamte. Natuurlik draai die Ankou se kop gedurig om almal oral te sien. Grieselrig ry Ankou 'n wa wat deur swart perde getrek en met lyke opgestapel is. Stop by 'n huis en voeg net nog by. Om voor 'n huis te stop beteken iemand binne gaan dood. Ankou is iets tussen die drywer van die doodskoets in Ierse volkskunde en die middeleeuse Grim Reaper. En nou, vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Ankou. Ankou kan voorkom as 'n skeletagtige wese wat 'n mantel dra en met 'n sens in die hand, net soos wat volkskunde beweer. Maar hy trek gewoonlik deftig aan, veral wanneer hy die veekoningin besoek. Hy bly egter spierwit. Hy hou van die feit dat alle vee hom vrees, of ten minste ongemaklik is met sy teenwoordigheid, selfs diegene wat vir hom werk. Hy versamel soms die siele van die dooies in sy swart wolfkoets. Afhangende van sy by en die omstandighede, kan hy redelik saggeaard wees met die onlangse dooies en hulle self na sy ryk neem,
in plaas daarvan om hulle aan die tere, genade van die doelaan en ander in sy diens oor te laat. Dit is sy plig om orde tussen die ander wêreld en die land van die lewendes, Feri en die sterflike ryk te handhaaf. Hy het verskeie bediendes, doelaans, banshees, sirenes ensovoorts, met spesifieke pligte om hierdie orde te handhaaf. Sy mees betroubare luitenante is die bewaarder van die sluier en Dagda, heerser van die onderwêreld. Tydens Samhain, wanneer die sluier tussen wêrelde op sy dienste is, lei hy optocht van dooie vee en van sy dienaars deur die wêreld van die lewendes. Wanneer hulle lewende wesens teekom, moet hulle gepaai word met of gebak of nagereg, of hulle sal wrede triks op die individu speel. Daarom is dit die beste om tydens Samhain binnenshuis te bly, weggesteek in die donker, sodat jy nie die aandag van Ankou en sy onderdane trek nie. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!